Goeienaand en baie welkom by ons goeie nuus om 7 en dit is dan die 12de Maart 2025 en ons hoop dit gaan sommer met almal baie goed. Ons is 'n bietjie besig om te kyk na die bergprediking van ons Here Jesus Christus. En die bergprediking word so baie keer, soos ons ook al vorige keer genoem het, gesien as noem dit maar die grondwet van die Here se koninkryk. Nee, dis een van eintlik die mees intenste, deurdrenkte gedeeltes van Jesus se onderrig, veral omdat hy so iets van die karaktertrekke, nee, as ons sê, maar hoe lyk Christendom prakties, hoe lyk dit in die praktyk, dan is die bergpredikasie, Matteus 5 tot 7, dan vir ons baie belangrik, en Matteus 5 wat dan begin met 'n klompie saligsprekeninge, of saligsprekinge, en dis waarna ons dan ook besig is om te kyk, en vanaand is dan Matteus 5 vers 7, maar voordat ons die Here se woord lees, kom ons bid net vir sy lig en leiding. Ons Vader, Here, dit bly 'n wonderlike voorreg om u kinders te kan wees. Daar is net eenvoudig niks anders in hierdie wêreld wat daarby kom, wat vir ons daai vastigheid en daai troos en daai hoop kan gee, soos wat ons in u woord kry nie. Dankie Here dat u in Christus na ons toe uitgereik het, dat u ons liefhet, en dat ons, omdat u ons liefhet, u ook kan lief hê, met u die pad kan stap. Wil u deur die Gees dan op 'n besondere manier nou in ons werk, en ons bid u dit in Jesus se naam. Amen. Nou ja, lees saam met my, ek gaan vir ons lees van vers 3 af, en dis hier begin, hy sê, geseënd is die, wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Nou goed, dis natuurlik die 83, die 53 praat van die wat arm is van gees is. Geseënd is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Geseënd is die sagmoediges, want hulle sal nuwe aarde ontvang. Geseënd is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. En dan veral vanaand vers 7, geseënd is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Nou hiermee spreek Jesus eintlik deel aan om te sê, maar wanneer ons deel van sy volgelinge is, wanneer ons sy disippels is, sy kinders is, dan is deel van ons lewe in die wêreld, is hierdie onderdeel van barmhartigheid. Nou, as Jesus dit sê, dan is dit natuurlik in 'n tyd toe die Joodse wet en tradisie geweldig rigied was. En nou kom Jesus en hy stel eintlik 'n radikale ander paradigma voor. Nee, hy sê daar's ander dinge wat belangrik is. Hy praat nie noodwendig oor wetsgehoorsaamheid nie, maar hy praat van deugde soos nederigheid en reinheid van hart en dan vanaand barmhartigheid. Hy moedig dit nie net aan nie, hy sê nie net, wow, soek dit maar bietjie nie. Hy sê, dit is iets wat 'n Christen moet uitstraal en dat dit ook dan gevolge het, dat ons daardeur geseën sal word. So die saligsprekinge wys na die krag van God se koninkryk, lê nie in mag of in rykdom of in een of ander iets nie, maar dit lê in daai, noem dit maar, buitengewone transformasie van 'n mens, wat van nature is ons nie barmhartig nie. Nou sê Jesus, ou Afrikaanse woord, salig, geseënd, is die wat barmhartigheid bewys. Nee, hy sê nie dat dis 'n mooi manier om te leef, of dit is, hy sê nie eers, dis goed nie, nee, hy sê geseënd, dis welgeluksalig. Hierdie seën is eintlik iets van 'n direkte belofte, nie waar nie, dat as jy aan ander mense barmhartigheid bewys, kan jy weet dat die Here jou ook daarvoor sal seën. Maar nou is daar natuurlik 'n ding nie, as ons barmhartigheid bewys en nou wag na die Here ons op een of ander manier seën, dan doen ons dit verkeerd om. So, omdat ek die Here se kind is, omdat ek volgeling van Christus is, daarom wil ek barmhartigheid bewys. En as die Here my dan seën, en as die Here my wil seën op watter manier ook al, dan is dit goed en binne sy goeie reg om dit te doen. Nou natuurlik is die oorspronklike woord in Grieks, en hierdie woord kan eintlik so 'n paar woorde beteken. Dit beteken barmhartigheid in die een kant, dit beteken ook medelee, en dan selfs genade, of die Engelse Bybel praat van merciful, genade. So dit gaan nie net oor 'n oppervlakkige tipe van simpatie nie, maar iets van 'n diep gewordelde keuse om ander lief te hê en bereid te wees om op te offer vir 'n mens se medemens, selfs wanneer dit moeilik is. Dis iets van
van 'n integrale, dis deel van die manier hoe ek lewe, is om ook 'n oog te hê vir ander mense. Nou goed, natuurlik begin dit by 'n innerlike gesindheid, nê? Dit begin by die hart, dat ons in die eerste plek moet iets bewus wees van net soveel pyn en seer wat ek dalk met my saamdra, so dra ander mense dit ook met hulle saam. En net soos wat ek afhanklik is van die Here se genade, is ons oproep om ook dan daai genade weer aan ander uit te straal. Om nie rond te loop en net te veroordeel die hele tyd nie, maar iets van 'n opregte simpatie, maar dit kan net kom, nie daai verhouding met my medemens kan eers genees wanneer my verhouding met die Here genees het. En natuurlik, as dit dan innerlik gebeur, dan vloei dit uit na buite. So dis Matteus 5 vers 7 praat van 'n lewe waarin barmhartigheid geleef word. Nie net 'n gesindheid nie, maar werklik geleef word. Om praktiese hulp aan te bied daar waar dit nodig is. En ons het al op 'n vorige keer gepraat hieroor, nee, dat ek dit op 'n verantwoordelike manier sal doen, dat ek dit sal doen op 'n manier wat ook van so 'n aard is, dat dit volhoubaar is, en dat dit nie net, ons moenie net dink dat barmhartigheid of hulp finansiëel van aard is nie. Baie keer, sommer net partykeer 'n klop op die skouer, 'n vriendelike groet, 'n glimlag om iemand anders as menswaardig te behandel. Daar's 'n geweldige klop maniere hoe ons ook ander mense met genade, met barmhartigheid kan behandel. Nou goed, en dan die tweede gedeelte van die vers sê, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word, nie, of hulle sal barmhartigheid ontvang. Is so iets van 'n wederkerigheid wat hierdie vers vir ons leer. Nie, let wel, en ons kan dit nie genoeg vir mekaar sê nie. Die Here werk nooit in terme van besigheidstransaksies nie. Jy gee my R10, dan gee ek jou R10 se sweeties. Nee, dis nie hoe die Here werk nie. Die Here werk absoluut in verhouding. Ons is in 'n verhouding met hom. En omdat ons in 'n verhouding met hom is, daarom is ons ook in verhouding met medemense. En net soos wat my verhouding met die Here absoluut afhanklik is van genade, so ook ons verhouding met ons medemense. Want kom ons wees maar eerlik, nee, mense maak ons seer, ons word sommer vies van mense. Mense, dit is nie altyd lekker om mense om jou te hê nie. En daarom is dit nodig, dat net soos wat ek baie graag genade van die Here al wil ontvang, dat ek ook weer bereid is om genadig te wees met hulle wat rondom ons is. Dat ek ander mense sal behandel, dis die beginsel soos wat ek behandel sal word, maar dat ek ook ander mense sal behandel soos wat die Here my behandel. Nee, soos eintlik nog ons is baie geneig, ons wil graag van die Here genade en liefde en hulp en 'n klomp dinge ontvang. Maar as ons baie keer maar bietjie skraps met die gee van dieselfde beginsels wat ons tog self so graag by die Here wil hê. En daarom wat Matteus 5 vers 7 ons oproep om te sê, mag gee daai barmhartigheid, want die Here gee ook vir jou barmhartigheid. Nou goed, dit beteken, nee, soos ons net nog gesê het, 'n gesindheid. Maar dit is deel van my rentmeesterskap oor alles wat die Here vir my gegee het. My gawes, my vermoëns, my manier van optree, my persoonlikheid, alles, dat ek nie net met my fisiese middele nie, maar ook met my menswees rentmeester sal wees. En as die Here vir my 'n gawe gegee het, dalk om werklik vriendelik met ander mense te kan wees, om werklik 'n mooi glimlag vir iemand te kan gee, dan moet ek dit gebruik. Dan is dit my manier van hoe ek barmhartigheid bewys. En dis kontra, nee, dis kontra die wêreld, want die wêreld leer ons iets van die egoïstiese selfbehoud, om te sê maar dit gaan oor die individu, en wat vir die individu reg is goed en waar en mooi, terwyl die Here se koninkryk werk op 'n beginsel van onselfsugtige diens en liefde. Dink maar net ook aan die gelykenis van die barmhartige Samaritaan. Nou goed, wat is prakties uitvoer nie? Wat gebeur met barmhartigheid? Barmhartigheid bevorder begrip en vergifnis. En dit lei weer tot sterker verhoudings. Dat wanneer ek in my verhoudings met ander mense die beginsel van barmhartigheid toepas, dan word die verhoudings daardeur versterk. Soos eintlik iets baie prakties. En dan daarbey saam gaan dit ook oor natuurlik die uitbreiding van die koninkryk. Dat ons nie net vir ander mense, die Here sê, dit help nie ons sê vir mense, man, gaan en gaan trek jou lekker warm aan en so aan nie, maar dat ons ook deel daarvan moet wees. Nou goed, weer eens,
Dit gaan nie net oor die uitdeel van kos, of wat ook al nie. Dit gaan oor 'n gesindheid van barmhartigheid. Want die wêreld waarin ons is anders. En nou kom sê Jesus, nee, maar hier's 'n beter manier, hier's 'n manier om te leef. En hoekom kan die Here dit sê? Want hy is die een wat ons gemaak het. Hy weet dat die manier om werklik te groei, in die eerste plek ons verhouding met die Here en met ons medemens, is barmhartigheid. Mense wat barmhartig is, word dikwels in die wêreld gesien as swak of kwesbaar, maar in die Here se koninkryk is barmhartigheid 'n eienskap van krag, van seën, 'n oproep, om werklik ook te leef soos wat Jesus self geleef het. So die Here roep ons op, nie net om simpatie te bewys nie net om daai gesindheid te hê nie, maar werklik tot 'n konkrete en 'n selflose lewe. Hy roep ons op om onsself voortdurend te herinner aan die genade en die seën wat ons by hom ontvang, en dat ons dit dan ook sal deel met die mense wat rondom ons is, die mense wat die Here op ons pad stuur. So mag ek en jy ook in ons navolging van Christus, dat barmhartigheid nie net 'n mooi idee is nie, maar deel sal wees van my lewenswyse om die krag en die genade van die Here aan ander mense te laat deurstraal. En miskien is dit iets wat ons bietjie self ook moet gaan dink. Nee, as ek dink in my eie lewe, hoe kan ek en jy barmhartigheid as 'n praktiese konsep inkorporeer om op so 'n manier meer en meer die naam van die Here te laat skitter in 'n donker wêreld. Amen. Kom ons bid. Ons getroue Hemelse Vader, Here, U roep ons op en is eintlik so, Here, dis 'n woord, barmhartigheid, en tog vir ons as mense so moeilik. Maar nee, die ou mens wat so graag na die vlees wil lewe, wil tog so graag maar net na homself kyk. En dit terwyl U hier, maar ook voortdurend in die Bybel ons oproep om te sê, leef nie net vir jouself nie. Dat ons ook sal besef, daar's mense rondom ons. Daar is ons gesinne, ons families, daar's medegelowiges, daar's die wêreld daar buite. Maar mag U ook vir ons wys, mag U deur die Gees ons lei, hoe en waar ons ook prakties barmhartigheid kan bewys. Ons bid dit, Here, want ons is afhanklik van U. U is die een wat ons pad verlig, en daarom bid ons vir U Gees. Ons doen dit om Christus ontwil. Amen. Ek hoop julle het 'n baie mooi Woensdag aand en 'n pragtige week verder. Groetnis.